Goed, die tweede rede waarom Christene nie die woord van ons hemelse Vader verstaan nie, is omdat hulle nie verstaan wat die twee huise is nie. Die begrip van twee huise is noodsaaklik vir die mense wat 'n behoefte het of 'n wil het om die woord van ons hemelse Vader te verstaan, om die twee huise te begryp. Jehoah se volk is Israel, en hulle is die saad van Abraham en die 12 stamme van Israel, die wat die hele Israel insluit, hulle die seuns van Jakob. So wat het gebeur? Jehoah het die 12 stamme van Israel in twee huise of twee groepe verdeel, as gevolg van hulle volharding in hulle sonde. Die twee huise is Israel, ook genoem Ephraim, en die ander een is Jehuda. Jehoah het 'n sertifikaat van egskeiding gegee aan sy twee huise. Ons lees in Jeremia 3 vers 8. And I saw that for all the causes for which backsliding Israel had committed adultery, I had put her away and given her a certificate of divorce, yet her treacherous sister Jehuda did not fear, but went and committed whoring too. So die huis van Jehuda bestaan uit die stamme Jehuda, Benjamin en sommige Lewiete. Die Lewiete is noodsaaklik, daar moet 'n priesterskap wees vir die twee huise. Die huis van Israel is die oorige 9 stamme en dan Lewiete vir die priesterskap. Maar hulle het voortgegaan in hulle sonde en Jehoah het elke huis met hulle eie spesifieke straf gestraf. Die suidelike stamme, of die huis van Jehuda, is in 605 tot 586 voor Christus na Babylon verban, en 'n oorblyfsel van die huis van Jehuda het in 536 voor Christus teruggekeer na Jerusalem. Dit was die Jode wat teenwoordig was toe Jehosja op die aarde geloop het. Die noordelike stamme is met 390 jaar gestraf, omdat hulle voortgegaan het in hulle sonde. En Jehoah het vir hulle gesê, as julle aanhou daarmee, dan gaan hy hulle sonde met 7 vermenigvuldig, wat dan ook die geval was. En 390 jaar vermenigvuldig met 7, het toe 2730 jaar geword. Nou hulle is in 721 voor Christus na die Assiriese lande verban, en dan verder oor die wêreld versprei. Die straf van die huis van Israel was in omstreeks 2009 opgehef. As jy 721 voor Christus vat, en jy tel 2730 jaar by, dan sal jy sien, jy kom by die jaar 2009. En dit is dan ook spesifiek die tyd, wanneer jy sal sien, dat die Hebrew roots begin terugkom. Daar was 'n ontploffing van die mense wat 'n behoefte of gewys het, om die Torah van Jehoah te ontvang in die westerse lande. En baie van hulle noem hulle self die Hebrew roots, sommige noem hulle self Messianics, of wat hulle ook hulle self noem, maar hulle drang is om terug te keer na die Hebrew roots. En so Jehoah dan sy kinders teruggeroep het na hom, en ons moet reageer op sy roep. Die enigste Elohim, Jehoah en Jehosja, om hulle te dien, om hom te dien, deur ons te reinig, deur sy woord te gehoorsaam, sodat ons weergebore kan word. En hierdie is 'n baie belangrike punt, hierdie weergebore word. Baie Christene sal sê dat hulle weergebore is, en hulle is, maar ons sal nou sien hoe hulle weergebore is. Eerstens moet ons kyk, hoe word ons gereinig om weergebore te word? Ons lees in 1 Petrus 1 vers 22. Now that you have cleansed your lives in obeying the truth through the Spirit to unfeigned brotherly love, love one another fervently with a clean heart. So, you have cleansed your lives in obeying the truth. Deur gehoorsaamheid word jy gereinig. Nou, ons kyk nou na die volgende vers. Jehoah sê die volgende oor weergebore word. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the living word of Elohim, which remains forever. Ons word weergebore
an incorruptible seed, wat sy woord is, die Torah. Ons sien in dieselfde vers dat hy sê dat ons moet nie met korrupte saad weergebore word nie. Wat is die korrupte saad? Om ons hemelse Vader en Seun by die name van heidense gode te noem, om die Sondag te rus, om Kersfees en Easter te vier wat niks met Yahusha te doen het nie. Hy was nie gebore op Kersdag nie, en hy het niks te doen met die hasies en eiers, wat wys na die heidense god of fertility goddess, Ishtar. Hy het niks daarmee te doen nie. Dit is die korrupte saad. Maar, wat ons wel moet begryp is, deur weergebore te word van onkorrupte saad, of in sy woord, die Torah, Yahusha sê die volgende, Lukas 24 vers 44, And he said to them, These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all have been filled that were written in the Torah of Moshe, and the prophets, and the Tehillim concerning me. Then he opened their minds to understand the scriptures. Yahusha se disippels het 3 jaar met hom geloop, en kort voor hy teruggegaan het na ons Vader toe, het hy eers hulle minds oopgemaak om die woord te begryp. Hulle het hom geken, hulle het geweet van hom, hulle het geweet van die Torah, hulle het alles geweet, maar hulle het het nog nie begryp nie. En die Christene is daar, waar hulle sy Bybel, die woord van ons Vader, bestudeer, wat vervals is, deur die kerkvaders en die vertalers, deur hom by heidense name te noem, deur sy teologie, mislei hulle die mense om die Sondag te rus, vals tradisies te onderhou, keer terug na sy Torah. Dit wat Yahusha ons van geleer het, van die Torah van Moshe, die profete en die psalms. Halleluja.